Heel eerste moet jy jou lesinhoud gereed kry. In hierdie geval het ons 'n leesles gekies, want ons gaan 'n begripstoets doen. Scan jou leesles in 'n goeie kwaliteit en bære dit op 'n folder op jou desktop. Benoem jou folder baie deeglik op jou rekenaar se desktop, sodat jy nie later gaan soek na jou lesinhoud nie. Maak nou vir jou 'n PowerPoint slide oop. Gaan bo by Design, klik op Page Setup en kies die opsie van 16 by 9. Dit is die ideale grootte, veral as jy dit op 'n skerm vir die kinders wil wys. Gaan copy en paste nou jou leerinhoud op jou slide. Skuif dit rond totdat jy die gepaste posisie gekry het vir jou leerinhoud. Maak dit groot genoeg sodat dit ideaal op die slide pas. Kies bo Picture Tools, Format en dan kan jy 'n raampie rondom jou leerinhoud gaan plaas. Enige een wat vir jou goed lyk. Nou wil jy begin om vir die kinders die storie te lees, maar hulle moet dit met gemak kan volg en terselfdertyd na jou stem luister. Kies dus Insert, Shapes, dan gaan trek jy 'n streepie onder die eerste sinnetjie wat jy vir die kinders gaan voorlees. Jy gaan dan daardie streep duidelik maak. Ga na Drawing Tool, dan kies jy Format, Shape Outline en onder Shape Outline kan jy jou kleur en jou dikte van jou lyntjie ook kies. Stel dit tot die ideaal wat by jou gaan pas. Onthou, jy moet so bietjie soos die kinders dink, dat hulle dit duidelik kan raak sien. In plaas van om elke keer die lyntjie weer oor te maak, kan jy hom copy en paste en dit op die regte plek plaas onder elke sinnetjie wat jy vir die kinders gaan voorlees. Indien jy die lyn copy en paste vir 'n paar keer, gaan dit nie die eerste keer reg onder mekaar wees nie. Wat kan jy doen? Kies op Drawing Tool, Align Left en dan organiseer jy jou streepies dat elke reël sy eie streepie het. So ja, jy sal sommer vinnig vertroud raak daarmee. Stel nou die lyntjies dat elke een die lengte is van die reël wat jy gaan lees. Dit begin al na iets te lyk. Sien jy? Stel gou die lengtes. Nou kom die groot werk, die animation. Gaan boontoe en klik op Animate. Jy sal sien, daar is baie opsies. Die opsie wat die vinnigste gaan wees vir jou, sodat jy jou slide kan maak en sodat die kinders dit kan verstaan. Klik op Animate, klik op Wipe. Ons wil hê dat die streepie begin aan die linkerkant en beweeg na regs, maar stadig. So as jy op Wipe geklik het, kyk so bietjie regs, dan klik jy op Effect Option. Daar is 4 pyltjies. Klik dan op die pyltjie wat na regs wys. Die streepie gaan nou
nog 'n bietjie te vinnig beweeg. Ons sal hom met stadiger stel, sodat jy saam met die kinders kan lees en hulle jou kan volg. Klik nou aan die regterkant by duration en stel dit op 3.75. Dit behoort omtrent reg te wees. Jy kan maar 'n bietjie rondspeel. Toets jou lyntjie elke keer. Kom ek wys jou hoe. Linksbo is daar 'n sterretjie waar daar staan preview. Indien jy daardie knoppie druk, dan sal jy sien watter animations jy tot dusver gedoen het. Nadat jy die streepie gewys het vir die kinders en saam met hulle gelees het van links na regs, wil ons voortgaan na die volgende lyntjie, maar ons wil daardie streepie wat afgehandel is, laat verdwyn. So hoe gaan ons dit doen? Klik by Add Animation, dan scroll jy af en klik op Disappear. Daardie disappear knoppie is by die Exit Animations. Jy gaan dus nou elke rooi lyntjie laat animate. Volg 'n ritme en hou jou animation pane aan die regterkant dop dat dit in volgorde is. So gaan jy dit doen. Animate, wipe, kies jou pyltjie sodat hy na regs wys. Kies jou duration 3.75. Klik weer op jou lyntjie, Add Animation en kies jou Exit Disappear. Klik dan op jou volgende rooi lyntjie. So moet jy elke lyntjie op sy eie behandel, tot onder. Dit klink nou vreeslik ingewikkeld. Ek wys dit nou vir jou in vinnige spoed. Sien jy? Ek klik op die lyntjie, wipe, kies die pyltjie na regs, kies die duration, add animation, exit. Dan gaan jy na die volgende lyntjie toe. En so maak jy tot onder. Ons sal nou die klank bysit. Dis baie makliker om dit later by te sit. Ek gaan vir jou presies wys hoe. Doen net eers jou lyntjies. Ek het nou my leerinhoud en die kinders weet hoe om die leerinhoud saam met my te lees. Maar wat gebeur verder? Nou moet ek kies wat ek op die res van my slide gaan doen. Insert textbox. Dan plaas jy jou woorde wat jy met die kinders wil behandel. Byvoorbeeld, hoe beantwoord ons 'n begripstoets? Jy plaas dit in daardie teksboks en dan kies jy self die uitleg van daardie teksboks sodat dit duidelik verskyn op jou skerm. Jy gaan na Home waar jy jou font kies en jy gaan ook na Drawing Tools. Daar gaan jy jou shape fill kies en jy gaan ook jou text fill kies. Maak dit mooi duidelik sodat die kinders die woorde kan raak sien en sodat hulle die agtergrond as 'n hulpmiddel kan gebruik van waar jy in die les trek. Jy het nie elke keer nodig om jou teksboks weer te create nie. Jy kan copy en paste en volgens dit
die woorde wegvat en weer ekstra inligting byvoeg. Dink mooi logies, stap vir stap, hoe jy jou les wil aanbied. Hier gaan ons nou plaas vraagwoorde. Ons kan die teksboks dus kleiner maak en jy kan die agtergrond, sowel as die kleur van die teks, kan jy ook verander, sodat dit weer anders uitgelig word. Sien julle, hier het ek gekopie en paste, om die vraagwoorde vir die kinders duidelik te maak. Hoe kry 'n mens dit reg om die teksbokse netjies te organiseer? Kom ek verduidelik. Klik op 'n groepie van die teksbokse. Sodra jy dit klaar beskryf het. As jy tevrede is met jou beskrywing, verander dit. Dink hoe die kinders sal dink, so sorg dat jou leestekens ook korrek is. Ga na Drawing Tool, Format, Align, kies jou groepie tekstbokse bymekaar, align hulle soos wat jy dit verkies. Kyk na die uitleg, sodat hulle ewe ver van mekaar af gespasieer is, vir netheid en vir maklike lesaanbieding. Jy kan lekker rondspeel, maak seker dat jou teksbokse ook nie te lank is nie, want wanneer jy hulle gaan animate, gaan dit vir jou dalk probleme veroorsaak. En kyk dat die lengtes van jou teksbokse, wat by mekaar pas, ewe lank is. Jy kan dit ook maklik verander, deur 'n groepie saam te vat en die lengtes te verander. Gaan kyk nou na die uitleg van jou teksbokse, sodat dit gegroepeer word in sekere kleure. Ga na Drawing Tool, Format, en dan kies jy jou Shape Fill, Shape Outline, Text Fill, en as jy wil, jou Text Outline. Maak seker dat dit duidelik is en dat die kontras tussen die agtergrond en jou skrif helder genoeg is vir die kinders om te kan sien. Copy en paste nou weer jou teksboks. Hier gaan jy nou jou vrae formuleer volgens jou storie. Maak seker dat jy dit wat jy vra so stel dat die inhoud wat jy vir die kinders wil leer duidelik na vore kom. En dan rangskik jy elke vraag, jy align dit mooi en daarna gaan ons dit duidelik animate sodat die kinders sien waar en hoe om die antwoorde te vind in die leesstuk. Kyk ook na jou kleur sodat dit duidelik uitstaan vir die kinders. Ons kan elke antwoord omkring. Kom ek wys jou hoe. Gaan by Insert, kies dan Shape, kies dan die sirkel, gaan dan by Format, Shape Fill, kies No Fill. Dan sal jy sien is daar net 'n outline. Kies die outline, maak die outline 'n helder kleurige kleur. Jy kan ook die dikte van die lyntjie verander en dit 'n bietjie breër maak. Copy en paste dan daardie sirkeltjie 6 maal, want daar gaan 6 antwoorde wees. Skuif dan die sirkeltjies na die kant toe
Jy sal sien hoekom, dit maak dit bietjie maklik vir die animation proses. Voordat ons die res gaan animate, gaan ons nou eers die klank insit. Kom ek verduidelik baie mooi. Jy gaan nou na Insert. Heel regs staan daar Audio. Daar is 'n paar opsies. Jy gaan nou na Record Audio. Sorg dat jy 'n mikrofoon gekoppel het aan jou rekenaar. Druk nou die record knoppie en praat in jou mikrofoon. Byvoorbeeld, ons wag vir ouma. Die audio icon lyk soos 'n speakertjie. Hy gaan eers in die middel van jou slide verskyn, maar jy wil hom nie noodwendig daar hê nie, want dit gaan jou slide glad nie laat mooi lyk nie. Skuif jou audio icon na 'n gemaklike plek waar jy hom kan kry, sodat jy jou animations in volgorde kan doen. Ek skuif myne linksbo. Elke daaropvolgende audio icon gaan ek dan regs van daardie ene plaas, in volgorde, gemaklik om te animate. Ek gaan elke lyntjie in my leesstukkie apart opneem. Met ander woorde, ons wag vir ouma, dan stop ek. Insert, audio, record audio. Sy kom nou met die bus. Plaas jou icon op die regte plek, bo aan jou slide. Volgende lyntjie, insert, record audio. Sst, nou 'n slag, sê pa. En so gaan jy aan, tot jy lyntjie vir lyntjie apart elke audio opgeneem het. Plaas hulle in volgorde bo aan die slide. Nou gaan ons die audio icons inwerk in die animation tussen die streepies in. Kan jy nog onthou? Kom ek verduidelik vir jou die ritme. Jy gaan nou eers elke audio icon play. Klik op die icon. Klik by animation op play, sodat elke een geaktiveer word. Nou gaan ons hulle in volgorde plaas, saam met jou animations wat jy voorheen gedoen het. Onthou jy jou streepie? Jy het geklik Animate, Wipe, en dan het jy die keuse van die regterkantste pyltjie gekies, jou duration. Nou gaan jy die play icon tussen inskuif in jou animation pane. Net nadat jy die audio ingeskuif het, dan gaan die streepie verdwyn. Volgende ene gaan opkom. Jy gaan jou audio speel en hy gaan verdwyn. As jy aan die regterkant by jou animation pane kyk, gaan dit 'n sekere ritme hê. Animate Wipe, Audio, Exit. Volgende streepie, Animate Wipe, Audio, Exit. Volgende streepie. So gaan jy voort, totdat jy almal se audio ingevoeg het. Stop,
en luister sodat die audio by die regte teks pas. Jy kan stop en toets deur die preview knoppie te druk. Ons wag vir ouma. Sy kom nou met die bus. Sst, nou 'n slag, sê pa. Ek hoor die bus dreun. Daar kom die bus om die draai. Ons loer of ons vir ouma sien. Sy lag vir ons deur die ruit. Sy lyk so mooi met haar oë so sag. En die sjaal om haar nek. Sjoe, sê ouma. Toe sy uit die bus klim. Kyk hoe dik is my voet. En my skoen van al die sit. Ek skuif styf teen haar vas. Ek proe al hoe die lekkers in haar sak gaan smaak. So ja, dit het mooi goed uitgewerk tot dusver. Nou gaan ons die regterkant animate. Jy het reeds jou tekstbokse geplaas en die uitleg perfek gekry. Nou gaan jy jou audio invoeg vir elke tekstboks apart. Onthou jy nog? Insert, audio, record audio. En dan gaan jou audio icon op jou slide in die middel verskyn. Jy gaan hom plaas sodat hy gerieflik aan die kant is waar jy hom kan kry vir maklike animasie. So gaan jy elke gerekorde audio icon op sy plek plaas, sodat jy dit kan invoeg tussenin elke bewegende animation van jou tekstboks. Kom ek wys mooi vir jou. Jy gaan dus nou op 'n tekstboks klik, dan gaan jy animate klik. Jy gaan jou keuse van animation kies. Daar is baie opsies. Dan gaan jy kies die audio wat pas by daardie tekstboks. Jy gaan die play knoppie druk en dan gaan jy na die volgende tekstboks toe. Klik jou animation, klik
audio play, gaan dan na jou volgende animation toe. En so maak jy al om die beurt jou teksbox lewendig deur om te animate en direk daarna jou audio play te doen. Langsaan in jou animation pane gaan dit duidelik verskyn. Jy wil die antwoorde op die vrae baie duidelik stel vir die kinders. Jy gaan die sirkels op die regte plek plaas waar die antwoord is. Jy gaan die sirkel animate. Jy kan kies animate, sirkel, dan kan jy die duration 'n bietjie stadiger stel. En daarna laat jy die sirkel verdwyn. Vra jou vraag, speel jou audio, wys jou sirkel, laat hy verdwyn, gaan na jou volgende vraag. Vra jou vraag, speel jou audio, wys jou sirkel, laat hy verdwyn. En so maak jy met al jou vrae, totdat hulle duidelik verstaanbaar is vir elke kind. Kom ons doen nou 'n preview van die begin van die slide af, om te sien of ons die animations in die regte volgorde geplaas het, sodat die kinders die les kan verstaan en die leerinhoud hulle eie maak. Ons wag vir ouma. Sy kom nou met die bus. Sst, nou 'n slag, sê pa. Ek hoor die bus dreun. Daar kom die bus om die draai. Ons loer of ons vir ouma sien. Sy lag vir ons deur die ruit. Sy lyk so mooi met haar oë so sag. En die sjaal om haar nek. Sjoe, sê ouma. Toe sy uit die bus klim. Kyk hoe dik is my voet. In my skoen van al die sit. Ek skuif styf teen haar vas. Ek proe al hoe die lekkers in haar sak gaan smaak. Hoe beantwoord ons 'n begripstoets?
vraagwoorde. Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Hoe? Wie kom kuier met die bus? En nou kan jy vir die kinders verduidelik. Wat bring ouma saam? Omkring, jy kan selfs die video stop. Waar wag die kinders? Waarom is ouma se voet so dik? Wanneer kom ouma kuier? Hoe het ouma by haar kleinkinders gekom? So ja, nou kan jy jou les aanbied. Jy kan dit aanbied deur 'n slideshow te doen, of jy kan dit aanbied deur die preview te doen. Dan volg dit op mekaar sonder dat jy knoppies hoef te druk. As jy wil, kan jy ook linksbo klik by File, Save As, en dan kan jy die video opsie kies. Dan word die hele slideshow as 'n video uitgevoer. En sodoende kan jy dit so vir die kinders ook aanbied. Daar is baie maniere hoe om eenvoudige PowerPoint slideshows te doen. Die belangrikste is dat jy moet begin en jouself gemotiveerd kry en inoefen. Jy sal vinnig vertroud raak met elke liewe stap. Geniet dit. Dit is 'n baie lekker interaktiewe manier om die kinders in 'n les betrokke te kry. Later, as jy goed geolie is met PowerPoint, dan kan jy jou video's uitvoer en jy kan dit intrek in enige videoprogram. En daarbinne kan jy dit edit en groot pret hê om vir die kinders die leermateriaal meer interaktief te maak. Ek gebruik Wondershare Filmora. Jy kan gerus gaan kyk na die skakel. Dis 'n baie oulike videoprogram en maklik om aan te leer. Ek hoop julle vind baat daarby.